Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. Ons sluit vandag hierdie week se reis af met 'n baie interessante idee. Nou hierdie week het jy geleer dat ware vrede nie in 'n perfekte wêreld gevind word nie, maar in 'n gedagte wêreld wat op Christus gefestig is. Nou eindig ons met 'n uitnodiging, nee, en daai uitnodiging is die volgende: laat Christus se vrede in jou lewe regeer. Dis die uitnodiging. Nie vrede as 'n gevoel nie as 'n atmosfeer of 'n vibe om jou nie, maar as 'n skeidsregter in jou hart. En ek hoop vandag as ek met jou hierdie beginsel gaan leer dat God kan soos 'n skeidsregter regeer in jou hart, dat iets vir jou gaan oopgaan. In Kolossense 3 vers 15 gee Paulus vir ons 'n eenvoudige maar 'n kragtige opdrag. Hy sê: "En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar." Daai is Kolossense 3 vers 15 in die Afrikaanse 53 vertaling. Nou, die Griekse woord vir heers, parabio, né? Dis moeilik om hierdie woorde baie keer uit te spreek. Sê, dit is eintlik 'n ander omskrywing vir een wat ons kry in die sportwêreld. Dit verwys na die een wat die finale beslissing maak, die een op die veld wat sê dis reg of dis verkeerd, dis in of dis uit. Daai persoon ken ons almal as die skeidsregter. Die skeidsregter is die een wat die finale besluit maak op die sportveld. Nou wat beteken dit vir my en vir jou? Wanneer jy onseker is, laat Christus se vrede die finale sê hê in jou, in die beslissing. Wanneer jy twyfel, laat sy vrede bepaal wat jy toelaat in jou denke. Wanneer daar innerlike konflik is, moet jy vra, regeer sy vrede nou in my hart? Is Jesus besig om die vletjie te blaas in my hart? Is hy besig om te bepaal wat reg is, wat verkeerd is? Hy besig om eintlik die beslissing te gee? Geliefde, jy is geroep tot vrede. Nie net om dit te voel nie, maar om daarin te leef. Dis nie iets passiefs nie, dis 'n daaglikse keuse om te sê, ek laat Christus toe om in my lewe te regeer, met sy vletjie. Nie my emosies nie my vrese nie, Christus. So prakties. Geliefde, ek wil uitdag, vra jouself vandag hierdie 3 vrae. Is daar 'n gebied, 'n area in jou lewe waar jy nie tans vrede ervaar nie? Nou, wat of wie laat jy toe om daar te regeer? Christus of die omstandighede? Christus of die leuns? Christus of die chaos? Derdens, wat sou dit beteken as ek Christus se vrede die finale sê gee in daardie area? Dan bid jy spesifiek daaroor, skryf dit neer en dan maak jy 'n geloofskeuse. Jy maak daai keuse om te sê, ek laat toe dat Christus se vrede regeer in my gedagtes. So kom ons maak sommer hierdie verklaring nou saam. Geliefde, sê hierdie saam met my. Ek laat toe dat Christus se vrede regeer in my gedagtes, in my besluite en in my emosies. Ek leef onder sy heerskappy en sy vrede beskerm my hart. Geliefde, dankie dat jy die week saam met ons gereis het, saam met ons geleer het oor vrede en toegelaat het dat God die skeidsregter is in jou hart en in jou gedagtes. Ware vrede word nie buite-in verkry nie, dit word binne-in gekies, né? Dis nie wat van buite af kom hier, dis wat binne transformeer en dan uitgeleef. So, geliefde, laat Christus jou gedagtes in jou hart vul met sy waarheid. En as jy hierdie week se oordenkings waardeer het, as dit iets vir jou beteken en jy het dit gedeel, dankie vir almal wat dit deel. Maar as jy in die omgewing is van Alberton of in Meyerton, ons het in Alberton 9 'n diens by Alberton High School en in 9 het ons in Meyerton by Dr. Malan Hoërskool het ons 'n 5 diens en almal wat aanlyn inskakel op hierdie platform. Ons waardeer hulle so baie. Môre word hierdie boodskap saamgevat en ons het 'n gasprediker wat vir ons hierdie boodskap gaan kom preek. So ek sien uit na daai boodskap wat ons môre op hierdie platform met julle gaan deel. Gaan in vrede. Totsiens.